Welkom by dag 2 van ons Spreuke studie. Ek is so bly jy is weer vandag saam met my op hierdie reis waar ons ontdek wat dit regtig beteken om 'n moderne Spreuke 31 vrou te word. Voordat ons begin, as jy hierdie oordeenkings geniet, sal ek dit baie waardeer as jy op die kanaal inteken en vir die video 'n duimpie opgee. Dit help dat nog meer vroue hierdie Bybelstudies kan ontdek. En as vandag se boodskap jou bemoedig, deel dit gerus met 'n vriendin. Kom ons spandeer nou 'n paar minute saam in God se woord. Ons sleutelgedeelte vir vandag is Spreuke 2 verse 4 en 5. Soek daarna. Soos jy na silwer sou soek. Spoor dit op. Soos 'n versteekte skat. Dan sal jy weet wat dit beteken. Om respek te hê vir die Here. Jy sal leer om God te ken. Het jy al opgelet hoeveel moeite mense doen om iets te kry wat hulle as baie waardevol beskou? Mense werk jare lank, studeer, spaar geld en jaag hulle drome na omdat hulle glo die beloning sal die moeite werd wees. Die Spreuke-skrywer gebruik dieselfde beeld wanneer hy oor wysheid praat. Hy sê wysheid is nie iets waarop ons sommer toevallig afkom nie. Ons moet daarna soek soos iemand wat na 'n verborgde skat soek. Die vraag is, soek ons God se wysheid met dieselfde ywer? Ons kan maklik ure op sosiale media deurbring, video's kyk of ons daar met allerhande dinge volmaak. Maar Spreuke vra vandag vir ons 'n eerlike vraag, gee ons aan God se woord dieselfde prioriteit? Elke keer wanneer ons Bybel oopmaak, maak ons eintlik 'n skatkis oop. Elke bladsy openbaar iets van God se hart. Elke hoofstuk leer ons meer van sy wysheid, sy trou en sy liefde. Die grootste skat is nie net om meer van die Bybel te weet nie. Die grootste skat is om die Here self beter te leer ken. Wanneer ons aan die Spreuke 31 vrou dink, bewonder ons maklik alles wat sy gedoen het. Sy het hard gewerk, haar gesin versorg, met wysheid gepraat en ander met liefde gedien. Maar daardie karakter het nie oornag ontstaan nie. Haar wysheid het gegroei omdat sy dag vir dag die Here gesoek het. En dit behoort vir ons groot moed te gee. Om 'n godvresende vrou te word beteken nie ons moet môre perfek wees nie. Dit beteken ons kies vandag om die Here 'n bietjie meer te soek as gister. Wanneer ons tyd in sy teenwoordigheid deurbring, gebeur daar iets wonderliks. Ons prioriteite begin verander. Ons woorde raak vriendeliker. Ons besluite raak wyser. Ons harte raak sagter. En sonder dat ons dit eers agterkom, vorm God ons om al meer soos hy te wees. Vandag se verse herinner ons ook daaraan dat wysheid ons na iets baie groter as kennis lei. Dit lei ons na 'n dieper verhouding met God. Hoe beter ons hom leer ken, hoe makliker vertrou ons hom. En hoe meer ons hom vertrou, hoe natuurliker word sy wysheid deel van ons alledaagse lewe. Ek wil jou vandag met hierdie vraag los. Wat jaag jy op hierdie oomblik met jou hele hart na? Dit wat ons die meeste waardeer, vorm uiteindelik ons harte. Maar wanneer die Here ons grootste skat word, begin alles anders in sy regte plek val. Kom ons kies vandag om hom bo alles anders te soek. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat u wysheid kosbaarder is as enigiets wat hierdie wêreld vir ons kan aanbied. Help ons om u met ons hele hart te soek en u woord as ons grootste skat te beskou. Leer ons om elke dag doelbewus tyd vir u te maak, selfs wanneer die lewe besig raak. Terwyl ons saam deur Spreuke reis, verander ons harte, vernuwe ons denke en vorm ons tot vroue wat u wysheid, u genade en u liefde weerspieël. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam geluister het. Ek sien jou môre vir dag 3, waar ons weer saam God se wysheid ontdek, een hoofstuk op 'n slag.